Ek wil begin met 'n eenvoudige vraag. En as jy deel is van die antwoord, dan moet jy net jou hand opsteek. As jy nou bang is, kan jy maar net so hier langs die kant opsteek. Maar wie van julle word aangeval deur die duiwel? Sien julle? Julle is nie alleen nie, ons almal, né? Dis sy werk. Hy wil ons aanval omdat ons God dien. As jy in sy koninkryk is, die duiwel se, dan is hy nie vreeslik met jou ge-worry nie. Hoekom moet hy jou aanval? Al wat hy gaan doen, hy gaan net vir jou klomp goed gee om jou eintlik meer in die duisternis in te stoot. Dis wat hy wil hê. Nou, 'n eenvoudige skrif, nee, en is 'n baie belangrike skrif, is in Jakobus. Ek is baie lief vir Jakobus, want Jakobus is vir my 'n praktiese boek. Dis 'n doen die ding. Nie dink daaroor en bid vir ure en dae en maande, en as die Here vir jou gesê het doen 'n ding, dan doen jy hom, né? Jakobus is 'n dader van die woord. Ons moet bid en ons moet die Here wag, maar partykeer wag ons so lank, as die oomblik al verby ons, né? Jakobus 4 vers 7 sê hy: onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nou ek het by so 'n professor Dr. Gomez, hy was my mentor gewees, of hy moes al ons goed nasien en altyd jou tesisse moes jy by hom indien. En hy het altyd gesê, jy lees eers die skrif van bo af onder toe en dan lees jy hom weer van onder af terug. Want dan sien jy wat jy eintlik moet doen. Die belofte is, die duiwel sal van jou wegvlug, né? Maar hoe kry ons dit? Om ons te onderwerp aan God. Nou, die teenkant is ook waar. As ek my nie aan God onderwerp, onder wie onderwerp ek my dan? Dis 'n gevaarlike vraag om te vra, maar dis die waarheid. As jy nie aan God onderwerp jy jouself aan die duiwel. En baie keer beklei ons verskriklik en ons kan nie verstaan hoekom dinge nie verander in ons lewe nie. Maar as ek eintlik onderwerp aan God en nie onderwerp aan die duiwel, onderwerp aan die duiwel en nie onderwerp aan God nie. Want ek is besig om in die duiwel se koninkryk te werk in plaas van om in God se koninkryk te werk. Johan, hoe kan jy so iets sê? Dis die waarheid. Nee. En my eenvoudige vraag is net altyd, neem God se beeld op die aarde van die bruid wat wag vir die bruidegom. Ek sê altyd, ons doen die troues verkeerd om. Eindelik moet die bruidegom ons na die bruid toe kom. Nee, dis soos Jesus dit doen. Nee, nou staan wag die bruid vir die bruidegom, die bruidegom by ons wag, maar eindelik moet dit andersom wees. Ek het destyds vir Marlene gesê, ons het trouens, ons daar by my op die plaas, daar by die see getroud, het vir gesê, maar ek moet eintlik daar van die rotse afgekom het. En sy vir my gewag het, né? Sy sê, dan moet ek so lank gewag het. Ons moes altyd, maar, as 'n mens na die huwelik kyk, en dis God se beeld vir die wêreld, né? En dis hoekom die Satan se fokus so is om die huwelike te vernietig. Hy haat die huwelik. Hy sal alles doen om die huwelik te vernietig. En baie keer klein dingetjies. Met 'n man en 'n vrou, ons verskil mos nou heeltemal. Ons wil in 'n gat wees en dink oor dinge. Hulle wil buitekant sit en praat oor die dinge. En dan wil hulle altyd vir ons ook vra, maar hoe is dit nou? Ons wil eers in ons gat ingaan, dan sal ons uitkom en praat. Maar julle weet mos nou, ek hoef nie wil dit verduidelik. Die wat getroud is sal weet waarvan ek praat, né? Yes, preach it. En dan nek hulle, ons voel hulle nek, en hulle is lief vir ons, en ons voel maar hulle krap waar ons nie wil gekrap hê nie. Maar, en hoe langer jy saam met die Here 'n pad stap, en saam met jou beminde, dan kom jy agter, maar hierdie klein dingetjies waar jy hulle beklei het, aan die begin, maak nie eintlik saak nie. My een vriendin sê altyd, what would it matter in 1,000 years? Jy beklei nou oor hierdie ding, jy wen nou miskien hierdie geveg, maar jy verloor jou huwelik. Nee? Dit is belangriker om te besef, as daar so 'n striweling kom, dan moet 'n mens stil staan en sê, wie is nou hier in ons huwelik? Is dit God of die duiwel? En as dit die duiwel is,
dan moet ons hom saam vasvat en sê, in die naam van Jesus, ons onderwerp ons aan God, ons weerstaan jou, jy sal van ons al wegvlug. Want dit is net so, dan kan 'n huwelik vernietig word deur 'n simpel dingetjie. Iemand se hart kan van mekaar af weg, en ek kan sien, dit kan nie so wees nie. Ons sien duisende daarvan, elke dag. En as mense eerlik sal wees, en hulle gaan sit, en hulle dink terug aan 'n huwelik, as hulle sê, maar, hoekom het ons dit eintlik gedoen? Hoekom? Dit was nie moeite werd nie. God se hart is mos altyd herstel. Jesaja 61 ook sê, hy kom om te herbou dit wat afgebreek is. Verbrande stede, dit wat tot vernietig is, kom herbou God weer. En dis hoekom dit so belangrik is, om Heilige Gees in ons lewe toe te laat. En as ek kyk na my huwelik, en ek sien, hier's dinge wat besig is om weer stil te staan, en sê, Here, dis mos nou die duiwel. Want God se hart vir my huwelik is eenheid, is liefde. En liefde beteken nie altyd koetsie-koe en al sulke goed nie. Waarheid, geregtigheid moet in my huwelik wees. My kinders moet 'n veilige plek hê om te wees, want ek verduidelik dit altyd so. Ek sê, hierso staan ma en pa, hier is die kinders. Maar as daai cover weg is van ma en pa, dan staan die kinders hier op hulle eie. Dan kan enigiemand hulle vinnig kom gryp en hulle harte wegsteel na alle dinge. Dis hoekom dit belangrik is om daai covering te hê. En bo dit alles is God. Nee? Nou, dis maklik om hier te staan en dit raak te sien, maar as jy in daai situasie is, dan is jy baie keer blind vir dit. Nee, en 'n mens, as jy in die begin in jou huwelik, is dit net jy en jou vrou is, dan is dit, as die kinders eers begin kom, nou vat hulle ons aandag. Nee, en ons mans is maar jaloers, dan kry hulle meer aandag as jy, en dis soos dit werk. As jy kyk in jou werk ook, waar jy besig is, kyk, waar is die duiwel besig? Jy kan dit raak sien. In jou kinders se lewens. Jy kan sien waar die duiwel besig is, en dan moet ons gesag vat en sê, Satan, in die naam van Jesus weg. Jakobus, 2 Korintiërs 10, van vers 4 af, verduidelik Paulus het mos so, hy sê, hierso is ons grootste gevegsarea, nee, hier tussen ons twee ore. Hy sê, dit is so mooi, hy sê, neem elke gedagte gevange, en ontwerp het aan Christus Jesus. Elke gedagte. Gemiddelde mens, omtrent 10-20.000 gedagtes deur jou kop elke dag. Dis baie. Hy sê, neem elkeen gevange. Moenie net en dan dink jy nie daaraan nie. Jy moet dit bedink, maar jy moet dit bedink soos God dit bedink. Sê, Here, is dit U? As dit nie is nie, weg. Nee? Want as jy dit net so 'n bietjie vorentoe gaan lees, dan praat hy van die vestings wat gevorm word. En dan baie keer word die vestings in ons gedagtes gevorm, omdat ons die duiwel toelaat om dit daar te bou. Dan sit, ons is so. Ons sal so wees. Ek kan nie verander nie. Het julle al daai gehoor? Nee? Ons families is so. Dis vestings wat deur die vyand gevorm is. Nie God nie. God se hart is, hy wil alle mense gered hê. En as julle nou kyk wat op die oomblik besig is om te gebeur, ek en Dani praat nou net daarvan die buitekant. Ons is reeds in 'n derde wêreldoorlog. Of ons nou wil weet of nie, dis daar. Oekraïne, Rusland, daai gevegte daar, dit word net nie gepubliseer, want die wêreld wil nie hy sensasie hê nie. Israel op die oomblik, gisteraand 600 vuurpyle net op Tel Aviv afgeskiet. 600. Dis baie. As duisende wat daar lê, wat nog geskiet moet word. As die Here nie ingryp nie, gaan niemand dit kan stop nie. Gaan ons dit maar net toelaat, gaan ons maar net sê, Here, of gaan ons begin bid, want as elke slag as daar vuurpyl afgeskiet word, kan daar mense sterf, en dit kan mense wees wat sonder die Here sterf. Het julle al daaraan gedink? Nee. Ja, maar wat kan ek doen? Ek sit in Suid-Afrika, ons kan bid. Ek het eenslag toe, ek nou baie op my uitreike was, toe kom ek by 'n ouete huis in Engeland, en
as jy instap by daai plek, want hulle wil toe ek moet gaan praat oor wat ons doen in Bosnië en sulke goeders. As jy instap in daai ouer huis, dan is daar net, dis lewe. Jy dink mos 'n ouer huis is so 'n plek waar mense, baie keer sit mense mos net daar maar daar's lewe, daar's 'n ander terwyl hulle sing, soos Atti nou gesing het, Atti het vanoggend daai eerste liedjie wat hy sing, is ure wat dit sing, as julle nou hulle uur gehoor sing het, hulle hou van ritme. En in die eetsaal, ek sal dit nooit vergeet nie, toe sing hulle, maar hulle sing hy Celtic worship, en hulle sing, en hulle, toe is dit 'n ouer huis, wat alles ou sendelinge is, van reg oor die wêreld, wat daar so is, en hulle is by mekaar. En, dit was my geseënste tyd gewees, jy stap in, hulle bid vir jou van die begin tot die einde, en dis net, hulle soek die Here. En hy een ou oom, hy is toe in sy 90's, hy sit daar in die bed, hy sê, man, ek kan nie nou in Bosnië wees nie, maar jy is daar, en ek is hier, en ek bid vir jou daar in Bosnië. Hy sê, jy moet weet, ek is wakker in die nag, jy sal moet werk, sê hy vir my. Hy sê, maar jy moet my werkloop doen, wat ek nie meer kan doen nie. Dis waar ons is. Ons kan ook daar wees. Hier in die dorp waar ons is, waar ons tussen mense kom, ons moet hulle aanraak met Jesus. Ons moet nie dink, almal weet van die Here nie. Hulle weet van hom, maar hulle ken hom nie. Vra hulle eerlik. Daai een vraag van jou, kan die verskil wees tussen lewe en dood. Dit kan jou laaste vraag wees vir daai persoon. Ons weet nie wanneer ons gaan sterf nie. Nee. Wanneer daai laaste oomblik is, weet ons nie. Niemand van ons nie. Maar ons moet die geleenthede gebruik. So die duiwel gaan die heeltyd kom met goeters. En my maatstaf is, bou dit wat hierdie ding wat nou vir my aangebied word, bou dit God op, of breek dit hom af. Onthou, daar's 'n ou Engelse spreekwoord wat sê, not all good things is God things. So moenie altyd dink die goeie goed is die Here se goed. Luister gou mooi as ek dit vir julle sê. Die duiwel kom baie keer en hy hou jou besig met 'n klomp goeie goed, en is glad nie God se goed nie. Jy moet daar wees wat die Here wil hê jy moet wees. As 'n klomp stikkende, verlore mense hier buite. En ons moet ophou ook dink, ons moet alle geleerdheid hê, en alles weet oor dinge. Ons hoef nie. Ons hoef net die een te ken wat alles weet. Hy gee die antwoorde vir mense. As jy saam met iemand moet bid wat stikkend, wat seer en pyn hier binne het, jy kan niks doen om dit gesond te maak nie. Niks. Net die Here alleen kan dit gesond maak in iemand se lewe. En as dit 'n klomp mense moet bitterlike seer en pyn en dinge wat van jare af in hulle lewens kom, en die Here wil dit kom genees. Maar dis ons geleentheid, eerstens om ons hart oop te maak, sê Here, kom U my lewe. Kom wys U vir my, waar is hierdie goed in my lewe wat nie van U af is nie. En dan die tweede ding is, dan kan ons na mense toe gaan, en saam met hulle bid. En die groot ding is, God werk altyd so, as jy twee by mekaar is, dan sê die Here, daar is hy daar. En hy staan daar om altyd te bedien, nie net die een wat kom bedien nie. Want baie keer, in bediening ek het al baie gesien, ek gaan om iemand te bedien, dan bedien die Here my meer as wat daai persoon bedien word. Want die Here het ons lief. So, as julle wil, kan julle saam met my bid, en dan raak ons net stil voor die Here. Vader, ek wil vra dat U nou vir ons sal wys, waar in my lewe, waar in my lewe is daar plekke, wat ek my onderwerp aan die duiwel, in plaas daarvan dat ek my aan U onderwerp. My tyd, my geld, my wat dit ook al is, Here. Kom wys dit vir ons. Here, en ons bring nou daai goed voor U. En ons bely dit as 'n sonde. Ons het ons knie eintlik voor die duiwel gebuig. Dis die waarheid. Maar Here, ons kies om ons onderwerp aan U gesag, om U te vertrou. Geloof is om my wete op U te sit.
ken nie die toekoms nie, maar U ken die toekoms. U is die toekoms. U is die enigste waarheid. U is die enigste lewe. So ons kom gee dit vir U. Ons kom weerstaan die duiwel en hy sal van ons wegvlug. Satan, in die naam van Jesus, jy het nie meer 'n reg om ons aan te val op hierdie goed nie. Here, al maak nie saak wat se sonde dit was nie. As ons dit vir U gegee het, is dit verby. Jesaja 43 vers 25 sê, ek vergewe jou sondes om my ontwil, en in jou ongeregtighede dink ek nooit weer nie. Ons prys U daarvoor, Here, dat U afskryf, dat U nooit weer aan dink nie. U het 'n hoopvolle toekoms vir ons in Christus. En ons eer U daarvoor, Jesus. Dankie dat ons meer as oorwinnaars is in Christus Jesus. Dankie dat ons kan opstaan, en as daar selfmoordgedagtes is, of enige sulke gedagtes, of moordgedagtes, Here, dis nie van U af nie. Ons onderwerp dit aan U, en sê, Satan, jy het nie 'n plek op my lewe nie. My lewe behoort aan Christus, en Christus alleen. Maak nie saak of die wêreld vir my sê ek moet so lyk of hoe lyk nie. U het my geskape na U beeld. En ek eer U daarvoor, Jesus. Vir U is ek U oogappel. Ek is U beminde. U is lief vir my. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou bo alle dinge. Mense lieg en daar's soveel leuns wat nou versprei word reg oor die wêreld, maar U waarheid staan vir ewig. En ons hou vas aan U. Dankie vir U liefde, Vader. En dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U gesterf het vir ons in die kruis. En volle oorwinning vir ons gegee deur die bloed van die lam. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.